Shalom, goeiemôre volk van Israel, ek bring vir julle boodskap en hierdie gaan oor die kalender wat ons moet volg. En op hierdie oomblik volg julle die Gregorian kalender, met ander woorde Christen kalender wat jou mislei. Hoekom sê ek dit? Vader het gesê jou fight is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lig. So die dag wat jy aanspreek, noem jy ook die afgod van die dag wat jy spreek. So Sondag, Songod, met ander woorde, jy doen Songod aanbidding Sondag. Maar Lukas 4 vers 16 het Vader jou uitgewys, soos wat hy opgevoed was, het hy voorgelees in die sinagoge op 'n Sabbat. So volk, hoe kom ons dat ons moet gelei word deur die kalender? Wie leer ons die kalender? Goed, in die Nuwe Testament, in Matteus 23 vers 1 tot 3, toe Joshua die skare sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Hoor julle daar? Die skrifgeleerders, met ander woorde, hulle wat die lering en die Tanakh vir jou gegee het, en die Torah en die kalender. So hulle is die een wat jou dit sal uitwys en gee. Maar ons luister na dominee en pastore. Want in Romeine 3 vers 1 sê Vader, wat is die nut van die Jood? Wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Eerstens dat die woorde van God, Elohim, aan hulle toevertrou is. Dan kyk ons ook daarso in Johannes 4 vers 22. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Met ander woorde, wat Vader daar sê, as jy jou oor wegdraai van die wet, selfs jou gebed is 'n gruwel. Hy sê, julle weet nie hoe om te bid nie. Hy sê, maar ons, dis nou die Jode, ons aanbid wat ons weet van die saligheid is uit die Jode. Daar wys Vader dit weer. Alles in die Nuwe Testament word nie vir jou uitgewys nie. Maar mense, ek sê vandag, enige man met die titel dominee en pastoor, al is hy ook in die naam van Vader Jahwe, pas op vir hom. Vader wys vir jou in hierdie woord, want hulle doen nie die verbond wat gemaak is nie. En daarom het Vader vir jou uitgewys dat die Jood jou die lering sal gee. Ek gaan verder voor. Ons lees daar in Handelinge 10 vers 21. Vader sê, julle kan nie die beker van Jahwe drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van Jahwe en ook die tafel van die duiwels nie. Het Vader vir julle uitgewys. Julle Christene, wat julle self noem Christene, wat eintlik die volk van Abraham, Isak en Jakob is, omdat julle verblind word, sien julle dit nie. Maar ek wys vandag vir julle uit. Hy sê, julle kan nie die beker hê van Jahwe en ook die beker van die duiwels nie. Met ander woorde, Pascha, Pesach, is 1 keer 'n jaar. En waar staan dit? Gaan dit vir julle uitwys op die kalender. Julle kan nie deel hê van die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van Jahwe en aan die duiwels nie. Die kerke hou elke maand nagmaal. Pascha, so sal dit sê. Dis die duiwels. Pascha is net 1 keer 'n jaar. En hoe kom ons uit vandag by Pascha? Kom ons gaan kyk in Levitikus 23 vers 5. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is dit Pascha van Jahwe. Met ander woorde, as ons kyk na die kalender wat ons volg, partykeer val hy hier by die einde van Maart, dan partykeer is hy in April. Maar dan wys dit ook vir jou, dit is jou kalender wys 30-31. Die Joodse kalender gaan tot en met 28-29. Dan wys dit jou die verskil van 2 dae wat julle uit is. Want as ons kyk na die kalender, in April maand was dit die 14de van Nisan, dit was die Saterdag wat die Pascha was. Hy sê verder ook, en op die 15de dag van hierdie maand, dis nou die dag na die Pascha,
is dit die fees van ongesuurde brode. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Met ander woorde, daar mag geen suurdeeg in jou huis wees nie. Het julle julle huise skoon gemaak? En wanneer julle die nagmaal doen, het jy die wyn van kosher gedrink? Jy het die brood geëet wat suurdeeg in het. Dis presies wat die duiwel doen. Hy doen alles die teenoorgestelde wat die woord sê. Van Vader het vir jou gesê, hoe kan julle in my glo as julle nie in Moses glo nie? Moses het van my geskryf. As julle Moses se geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Vader wys vir ons uit in die skrifte, mense, dat ons sal die Jood volg en ons sal ons lering van die Jood kry. En 'n man selfs wat 'n titel agter sy naam het, pas op. Vader waarsku jou, want hy het vir jou in die woord gesê, julle mag geen gesneede beeld van hom maak, of 'n gelykenis nie. Hoe kan ons die graf gaan bou, waar Vader neergelê is, en die klip? Hoe kan ons 'n koppie het met kruise? Volk, wie is ons eintlik? Na wie luister ons? Is tyd dat ons volk ons oë oopmaak en luister wat Vader vir ons wys uit sy woord. Want hy sê in Levitikus 22 vers 31, hou dan my gebooie en doen dit. Ek is Jahwe. En ontheilig my heilige naam nie, sodat ek geheilig kan word onder die kinders van Israel. Ek is Jahwe wat julle heilig. So volk, kom ons kyk terug na ons pad. Is ons werklik heilig? Lewe ons, streef ons na heiligmaking? Al wat ek vandag vra is vir Vader. Vergewe ons, Vader, vir ons onkundigheid. Want Vader, ons het die Astartes gevolg en die afgoderry tot vandag toe. Maar wie oor het om te hoor, laat hom luister. Mag Vader julle vul met sy liefde, met die kennis en wysheid om in sy lig te wandel. Want die lig is Vader homself, Vader Jahwe. Die seun wat vir ons kom sterf het, Yeshua Messiah. Mag Vader julle elkeen seën en 'n geseënde dag. Shalom. My naam is Frikkie Roubach. Julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.